As hy, baie welkom by nog 'n episode van Wielspore van Waarheid. Vandag wil ek so 'n bietjie in hierdie pot gooi met jou gesels oor ons manier van migrasie. Met ander woorde, ons manier van beweeg van punt A na punt B. In ons bekering is daar altyd 'n migrasieproses. Daar is altyd 'n proses waar ons beweeg van ek het nou pasgebore baba wat tot bekering gekom het, en nou moet ek beweeg om op 'n plek te kom waar Christus in my sy volle gestalte kry, waar ek kennis het, wie is ek? Wat het God vir my gedoen? Wat het Jesus vir my gedoen? Met ander woorde, ons noem dit ons uit Egiptiese trek ek deur die woestyn, deur die see, deur die woestyn, deur die Jordaan tot in die beloofde land. En ek wil dit baie pertinent stel hierso dat jy dit weet. Wanneer ons praat van ons Kanaan of ons beloofde land, dan praat ons nie van die hemel nie. Ons praat van 'n plek van volheid. Ons praat van 'n plek waar melk en honing, my volheid, deel van my lewe is, waar ek God se voorsiening ervaar en waar hy sy volheid vir my beskikbaar stel, waar ek in sy volheid wandel. Okay, dit is waarvan ons praat. So, ons praat vandag oor die tema wat verskil maak tussen om net bloot in die kerk te oorleef en wat is die verskil tussen die koninkryk van God en hoe kan ek dit kragtig vestig in my lewe as dit vir jou sin maak. En die tema wat ek graag wil gebruik is hoe om akkuraat te bou. Hoe bou ons 'n gevestigde, 'n kragtige, 'n geestelike, gesonde plaaslike gemeente en persoonlike huishouding, ons in ons eie huishouding. Hoe bou ons wat nie net oor 'n lang tyd sal staande bly nie, maar ook vir ons 'n geseënde nageslag, my kinders, my kindskinders, hulle kinders, agterkleinkinders, sodat hulle ook in die voordele loop van geslag tot geslag tot geslag. Kan jy sien, dit is klaar Bybels. Hoe bou ek so iets dat selfs dit vir my kindskinders 'n voordeel kan inhou? En daar is 'n manier. En ons kyk ons na ons studiestuk kom uit Handelinge 15 vers 14 en vers 17, waar Simeon vertel het, en hy kom en hy sê, hy maak dit bekend aan die disippels, hy sê dat hierdie is die tyd wat God die tabernakel van Dawid weer wil herstel, waar hy sy naam weer wil herstel, en 'n ander gedeelte wat ek wil bylees hierso is Amos 9 vanaf vers 11 en 12, wat hy daar sê, in die dag, sê hy, sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal my skeure toebou en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. Nou dit is wat Simeon kom doen hierso. In Handelinge kom hy sê, hierdie is die tyd wat God weer die tabernakel van Dawid kom optel, kom opbou. Nou jy sien, as God praat van die tabernakel van Dawid, dan wat hy gaan herstel, dan beteken dit dat dit eens geaktiveer was. Daar was 'n tyd wat die tabernakel van Dawid, die manier hoe Dawid aanbid het, want tabernakel beteken om 'n huisvesting te wees, 'n dwelling place, soos wat die Engels dit sê. Met ander woorde, dit was eens geaktiveer, maar dit het verval. Dit bestaan nie meer nie. En nou is God besig met 'n herstelproses. Hy is besig om die patroon, die manier hoe dit gedoen was, weer te herstel. Die tabernakel van Dawid is 'n direkte profetiese prentjie, as ek dit so kan stel, van die Nuwe Testamentiese kerk. Dit is awesome om dit te kan sien. Met ander woorde, kom ons kyk so 'n bietjie na die Melchisedek order, en ek wil nie te diep hierso ingaan dat mense dit nie verstaan nie. In die Ou Testament was die bediening van die koning
en die bedienings van die priesters twee geskeide bedienings gewees, wat deur verskillende mense gedoen is. Die konings het hulle eie tipe bediening gehad, soos koning Dawid byvoorbeeld, en die priesters wat in die tabernakel in die heilige, en die hoofpriester in die allerheiligste bediening, dit was twee verskillende tipes bedieninge gewees. Maar hier in die Nuwe Testament, vind hierdie twee bedienings hulle volkome vereniging in Christus Jesus. Jesus kom en hy kom verenig hierdie twee bedienings met mekaar. Ons kyk daar byvoorbeeld in Matteus 9 vers 27, skree, ek dink is die blinde man skree, hy sê, wees ons barmhartig. Kyk wat sê, seun van Dawid. Met ander woorde, hier kom hierdie man, hy herken iets wat Jesus doen hierso. En hy roep Jesus uit as die seun van Dawid. Matteus 15:22, presies dieselfde, hy sê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. Is dit nie wonderlik nie? Ook daar in Openbaring 17 vers 14, lees ons, Jesus is koning van die konings, hoofletter K, hy is die koning, hoofletter K, van die klein K, konings. Ons is die konings, nee? Konings van die konings en die Here van die Here. Dis wonderlik, nee? Hy is ook ons hoëpriester en dit is wat Hebreërs 5 vers 6 tot 10 vir ons sê. U is die hoëpriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Ok, nou wat wil ek vir jou sê? Die sleutel wat ek hier wil gebruik is, hierdie twee bedienings is nou in Christus saamgevoeg. Volgens 1 Petrus 2 vers 9, kyk wat sê hy. Hy sê, julle is 'n heilige priesterdom, 'n koninklike erfdeel uitgeroep. Nou nie in hierdie woord nie, maar dit is wat daar staan. In Openbaring 5 vers 10 sê presies vir ons dieselfde. Priesterdom, julle is gekies om te heers oor die aarde. Die vervalle hut van Dawid, met ander woorde, word gerestoreer, sodat die Jode wat tot bekering kom en die heidene wat tot bekering kom, een word in Christus, onder die koninklike priesterorde. Wonderlik. Dis hoekom ons nie die een volk kan uitsonder en sê, hulle is iets wat hulle nie is nie, en die ander volkie gee ons die agterspeen om aan te suig nie. Nee. Hierdie twee moet een word waar? In Christus. Dit is waar hulle moet deel word. Die karaktertrek van akkurate bouers is, en dit is wat ons veronderstel is om te doen, as predikante, as pastore, as leraars van gemeentes, wat God geroep het daar, om die gemeente te leer. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Ons moet bou in mense, sodat hulle kan akkuraat migreer vanaf Egipte, deur die Skelfsee, deur die woestyn, tot by die Jordaan. By die Jordaan moet ons 'n besluit maak. Is baie belangrik, want water is ook 'n simbolisering van die woord van God. Efesiërs 5 vers 26, hy noem dit so, hy sê ons moet ons laat was deur die waterbad van die woord. Met ander woorde, wanneer ons deur die Jordaan trek en ons is in die woord in, die woord was ons, die woord vat alles weg wat nie van Christus af is nie, dan kom ons in ons Kanaan, in ons beloofde land. En dan begin ons wandel in die volheid van wat God vir my en jou instoor het. Maar kyk wat gebeur hierso. Ek wil hê julle moet baie mooi kyk hierna. Die manne wat na Dawid gekom het, daar in 1 Kronieke 12, kan ons dit gaan lees. Die manne wat na Dawid gekom het, hulle het na Dawid toegekom, hulle het na hom toegekom. Dis hoekom dit so belangrik is, my vriend, dat jy moet vra, Here, waar skakel ek in? Jy sien jou proses van migrasie. Migrasie is bloot om te beweeg van punt A na punt B. Jou proses van migrasie moet akkuraat wees. Dit is baie belangrik. Nou kyk, dit is so belangrik dat ons hierdie mindset, hierdie gedagte moet ontwikkel. Dat
Ek is konstant besig om saam met die Heilige Gees elke dag te wandel en konstant te luister en toe te laat dat die Heilige Gees my lei. Ek spandeer my tyd in die woord en die Gees van God lei my nou om te doen, te dink wat hy ook al wil hê en hy bring my by 'n plek van volwassenheid. Dit is so belangrik dat ons dit besef. Die volk Israel, ek wil jou wys hier op 'n punt wat vir my nogal baie mooi was. Die volk Israel kom en hulle kom deur die woestyn en die woord kom tot Joshua. En God sê vir Joshua, hy sê, Moses my knegt is nou dood. Joshua, maak jy jou nou klaar. En die volk, die hele volk, en trek deur die Jordaan na die land wat ek jou sal wys. Moenie bekommerd wees nie, Joshua, ek is met jou. Ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, wees braaf my ou vriend, ek is saam met jou. Dis wat God vir hom sê. Nou kyk, hier kom volke, die volk van Gad en die volk van Ruben, hulle kom by Joshua en hulle sê, luister hierso man, ons het nou bietjie met mekaar gesit en gesels en ons wil nie saam met julle deurtrek na die beloofde land nie. Geef vir ons die gedeelte daar oos van die Jordaanrivier. Onmiddellik is hulle besig om onakkuraat te wees. Hoekom? Want God se opdrag, ek wil hê jy moet dit sien, God se opdrag was, jy Joshua en die hele volk trek deur die Jordaan. Dit was die opdrag. Nummer 32. Kyk die stamme van Gad en Ruben na die grond oos van die Jordaan, daar in Gilead. En hulle sê, hier ons het baie vee. Kom, die plek is mooi, die gras is lang, die gras is groen, kom laat ons hier bly. Laat ons hier in hierdie kant aan vir ons 'n plekkie kry. En alhoewel hulle gehelp het in die oorlog om die oorloë te veg en al hierdie goeters, het hulle nie deurgetrek om hulle permanente erfdeel wat God vir hulle in stoor gehad het, in besit te neem nie, en hulle daar te vestig nie. Met ander woorde, hulle migrasieproses uit Egipte was onakkuraat, behalwe dat dit onakkuraat was dit onvolledig. Hulle het tevrede gestel met die grensstreke ter wille van gerief en vee. Jy sien, hulle het gekyk en toe sien hulle mooi land, en dis hoekom dit so belangrik is dat ons gelei word deur die Heilige Gees en nie deur ons gevoelens nie wat ons sien nie, wat ons hoor, wat ons ervaar nie. Dit gaan nie oor hoendervleis nie, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor ons word gelei deur die Heilige Gees. Maar kyk wat gebeur. Wanneer ons migrasieproses met God onakkuraat voltooi, en wanneer ons 'n kompromie maak, skep ons 'n patroon wat eeue, generasies later 'n vernietigende vrug in ons nageslag, jou nageslag kan dra. En ek gaan vir jou dit wys hierso. Kom ons kyk na die historiese tydlyn, en dit is, ek wil dit so klem lê daarop, ek wil hê jy moet sien wat ek probeer sê hierso. In 1 Kronieke 12:8 sien ons die Gadiete, was hulle nog helde gewees. Hulle was manhaftige manne. Jy kan dit gaan lees daar, hulle was manne wat leeugesigte gehad het. Helde wat saam met Saul geveg het. En wat oorgestap het van Saul se weermag af na Dawid se weermag toe. Die woord sê vir my, hulle was helde gewees, manne wat links en regs net so handig was. Met ander woorde, as jy die regterhand afkap met 'n swaard, kon jy die linkerhand net so goed gebruik soos die regterhand. Maar dit is nie waaroor ek wil praat nie. Maar omdat hulle in 'n grensstreek sonder die volle beskerming van God se kernstruktuur gebly het, sy voorsate,
het daardie gebied, later bekend as Decapolis of Gadara, deur die eeue heen heeltemal verval onder die heidense invloed. Hoekom het dit gebeur? Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê. Hoekom het dit gebeur? Omdat 2,5 stamme, ongehoorsaam was en nie die akkurate proses wat God opdrag gegee het hoor, akkuraat voltooi het nie. Hulle het hulle eie ding gaan doen en hulle het weggebreek. En hulle nageslagte, hulle besluit het oorgespoel na hulle nageslagte toe. Dit is so belangrik dat jy dit sien. Met ander woorde, besluite wat ek en jy maak, my vriend, die dag wanneer ek en jy die Here Jesus Christus aanneem, besluite wat ons maak, het gevolge nie net vir my nie, nie net vir jou nie, dit het gevolge vir jou kinders, want dit spoel oor na jou kinders toe, dit gaan van hulle oor na hulle kinders toe spoel, en dit gaan oorspoel van geslag tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet. Wanneer Jesus, daar in Matteus 5, nou skuif ons studiestuk so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe, daar in Markus 5, Matteus 8, gebeur daar iets baie belangriks. Jesus kom in hierdie gebied van die Gadareners. Jesus kom in daai streek in. Hy vaar oor die see en hy stap daarin. En onthou julle toe hy in hierdie gebied inkom, toe kom daar die besetene van Gadara, die malman van Gadara, wat duiwel besete was, kom op hom afgehardloop en geskree, wat soek jy hier, seun van God? Kan julle dit onthou? Wat kry Jesus daar in Gadara? Hy kry nommer 1, kry hy 'n klomp varke. En jy weet natuurlik vir 'n Jood om tussen 'n klomp varke te sit, of 'n Joodse volkie om tussen varke te sit, was 'n onrein storie, want varke in die Ou Testament is gesien as onrein diere. 'n Trop van 2000 varke op hierdie berg, waar hierdie besetene sit. Varke was vir Israel die toppunt van onreinheid. Jy kan dit gaan lees daar in Levitikus 11. Dit wat begin het as 'n keuse, omdat hulle baie vee gehad het en groen weivelde gesien het in Numeri 32, het die nageslag geëindig by die boer van onreine varke. Onthou, Gad en Reuben was stamme van Israel. Dat is deel van die 12 stamme. Kan jy sien? Ons het nou gesien groen lande, ons sien nou, ek het baie vee, hulle moet wei. Maar die besluit, luister ons vir die Heilige Gees, word ons deur die Gees van God gelei. Kyk wat gebeur die ander ding, die varke, die grafte. Jesus vind hierso hierdie besetene van Gadara, wat deur die leerskare van legio demone, bose geeste, na hom toe aangehardloop kom. En hy word tussen die grafte en doodsbeendere het hierdie man groot geraak, soveel so sê die Bybel, dat hy homself met klippe gekap het. Hy het homself heeltemal geïsoleer. Kyk wat gebeur. Onakkurate gehoorsaamheid in een generasie bring die nageslag op 'n plek waar hulle geassosieer word met onreinheid, varke, en vasgevang sit tussen doodsbeendere en grafte van die verlede. En jy het nie nodig om deur 'n bevrydingssessie te gaan nie, my broer, om daai goeters te breek nie. Jy moet net by die kruis uitkom. Dit is so maklik soos dit. Kyk wat gebeur. Kyk die genade van God. En ek wil hê jy moet dit sien, dit is so mooi. Jesus, die seun van Dawid, klim in die skuit, trotseer die storm op die see van Galilea, net om aan die ander kant van Gadara uit te klim en deur 'n besetene gekonfronteer te word. Waarom? Om die onakkuraatheid van 'n kind, van 'n seun, want Israel is 'n volk, Israel was 'n geroepene,
om die onakkuraatheid te herstel. Om daai vloek te breek, om daai man vry te maak, al was sy voorsate ongehoorsaam. Maar jy sien, want ek en jy kom op 'n punt, my vriend, waar Jesus, waar die kruis vir ons voorgehou word, waar ek en jy 'n besluit moet maak. En as ons die verkeerde besluit maak, dan stap hy net weer in die ronde, maar hy kom weer terug. Jy sien, ek en jy gaan 'n paar keer daai besluit kan maak, totdat ons hom finaal verwerp het. En dan gaan hy nie weer terugkom. Jesus dryf daai klomp demone uit. Hy stuur hulle in die varke in, en hy maak hom los nie net van die legio demone wat in hom was nie, hy maak hom ook los van die varke, van die onreinheid waarmee hy homself, in omstandighede waar hy homself bevind het. Hy herstel die man by sy volle verstand, sodat hy in die voete van Jesus kon sit. Jesus maak van 'n man wat tussen grafte gesit het, maak hy 'n evangelis, wat die hele Decapolis aan die brand steek vir God. Wat dink jy, het jy in jou verlede gedoen, wat God jou nie voor kan vergewe nie? As God 'n besetene van Gadara, en ongehoorsaamheid en onakkuraatheid van 'n voorgeslag kan breek, en 'n man kan vrymaak en hom as 'n evangelis gebruik, om 'n hele streek om te keer vir hom, wat het jy gedoen wat so sleg was? Of wat jy dink so sleg is? Kyk wat sê Dawid in 1 Kronieke 13 vers 3 en 4, hy sê, en laat ons die ark van onze God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het daar nie na gevra nie. Toe sê die hele vergadering, dis reg, kom ons doen dit. Jy sien, nuwe wyn is vir nuwe wynsakke, my vriend. Dit is tyd dat ons 'n kop skuif maak. Dit is so belangrik dat ons akkurate proses, ons migrasieproses akkuraat is. Dis belangrik dat ons migreer akkuraat. Dis hoekom jy by 'n woordgefundeerde gemeente moet inskakel. Nie 'n gemeente wat jou, of 'n dominee of 'n pastoor, wat jou net bemoedigingsprediking gee nie. Nee, jy moet geleer word. Wie is jy in Christus? Wat het Christus vir my kom doen? Waar staan dit? Waar staan ek in my seunskap teenoor God en teenoor my medefamilie? Kyk wat sê Haggai 2 vers 9. Die nuwe wyn is vir nuwe wynsakke. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis, sê hy, sal groter wees as die vroeë, sê die Here van die leerskappe. As ons die groter heerlikheid wil sien, my vriend, dan moet ons 'n baie sterker en akkurater struktuur bou. Ons kan nie met moggetroffe aangaan nie. Ons kan nie sommer net so aangaan soos wat ons aangaan nie. Die nuwe wyn moet in nuwe wynsakke gegooi word. Met ander woorde, jy het 'n totale mind shift. Jy moet 'n kop skuif maak, totaal. Gaan kyk gerus op my ander gedeeltes, my potgooi wat ek gedoen het, waar die kerk ons die laaste paar jare, baie jare, wat ons identiteit as seuns probeer wegvat, en die Jode wil stel daar as die uitverkore. Dis nonsens, dis snerp, dis die grootste gemors wat ek nog gehoor het. Ek is seun, ek het by die kruis gekniel, ek het Jesus aanvaar, en hulle moet presies dieselfde doen. Want nuwe wyn kan nie in ou wynsakke gegooi word nie. Dit moet in nuwe wynsakke gegooi word. Vandag is dit tyd om akkuraat te bou, my vriend. Moenie tevrede stel of tevrede wees met 'n halfpad migrasie nie. Moenie jou erfdeel aan die kant van die Jordaan kies ter wille van gerief nie. Is tyd om deur die Jordaan te gaan. Ons moet migreer, ons moet deur die Jordaan trek. Kom ons wees manne en vroue met die gees van Amisai. Gaan kyk as jy nie weet wie Amisai is, jy gaan soek dit op. Hulle was gebalanseerd. Linker, regterhand, ewe sterk. Gesigte van leeu's gehad. Hulle was dapper manne. Hulle het die nou waarheid van God geken. Kom ons bou 'n huis waarin die ark van God, met ander woorde die tabernakel van God, die teenwoordigheid van God kan woon, sodat ons kinders nie tussen grafte hoef te sit nie, maar as konings en priesters
op die hoë grond sal eer. Migrasie is baie belangrik. Doen dit net akkuraat. Ons sien jou weer op 'n volgende geleentheid. Mooi loop.